Vriende, ons skriflesing vanoggend is uit Prediker, die eerste hoofstuk vanaf vers 12, en ons gaan 'n redelike lang gedeelte daar lees tot by hoofstuk 2 vers 11. En die tema van ons boodskap is die soeke na 'n sinvolle lewe. Die soeke na 'n sinvolle lewe. Ons lees hier in Prediker hoofstuk 1 vers 12 en die prediker sê, ek, prediker, was koning oor Israel in Jerusalem. Ek het my daaraan toegewy om alles wat onder die hemel gedoen word met wysheid te ondersoek en na te vors. Dit is 'n nuttelose taak wat God aan die mense opgedra het om hulle mee te belas. Ek het gekyk na alles wat gedoen word onder die son. Kyk, dit alles is sinloos, 'n gejaag na wind. Wat krom is, kan nie reguit word nie. Wat ontbreek, kan nie getel word nie. Ek het vir myself gesê, wat my betref, kyk, ek het wysheid opgebou en vermeerder, meer as enige iemand wat voor my oor Jerusalem geheers het. My hart het baie insig gekry in wysheid en kennis. Toe het ek my daaraan toegewy om wysheid en kennis, domheid en dwaasheid te verstaan. Ek het besef dat selfs dit die najaag van wind is. Want met baie wysheid kom baie verdriet, en wie kennis vermeerder, vermeerder lyding. Ek het in my hart gesê, kom, ek laat jou plesier uittoets. Geniet wat goed is, maar kyk, ook dit was sinneloos. Om te lag, het ek gesê, is onsinnig. En oor plesier, wat lewer dit op? Ek het dit ernstig oorweeg om my liggaam met wyn op te beur, terwyl my hart my met wysheid lei, en om aan dwaasheid vas te hou, totdat ek sou sien wat goed is vir mense, wat hulle onder die hemel moet doen gedurende hulle min lewensdae. Ek het groot ondernemings aangepak. Ek het vir my huise gebou. Ek het vir my wingerde geplant. Ek het vir my tuine en parke aangelê en allerlei soorte vrugtebome daarin geplant. Ek het vir my damme gemaak om 'n bos jong bome daaruit nat te lei. Ek het slawe en slavinne gekoop en slawekinders wat in my huis gebore is, was ook deel van my besittings. Ek het meer beeste en kleinvee gehad as almal wat voor my in Jerusalem was. Ek het ook vir my silwer en goud, die privaat besit van konings en provinsies bymekaar gemaak. Ek het vir my sangers en sangeresse aangeskaf en die genot van mense kinders, baie byvroue. So het ek baie belangriker geword as enige iemand wat voor my in Jerusalem was. Boonop het ek my wysheid steeds behou. Wat my oë ook al begeer het ek hulle nie ontsê nie. Ek het my hart nie weerhou van enige plesier nie. Ja, my hart het vreugde geput uit al my inspanning. Dit was my beloning vir al my inspanning. Maar ek het nagedink oor al die werk wat my hande verrig het, en die inspanning waarmee ek my afgesloof het om dit tot stand te bring. En kyk, alles was sinloos en 'n gejaag na wind. Dit het geen voordeel ingehou onder die son nie. Alles was sinloos. 'n gejaag na wind. Dit het geen voordeel ingehou onder die son. Vriende, ek dink dit is 'n basiese begeerte van 'n mens, dat jou lewe tog sinvol moet wees. Dat dit tog betekenisvol moet wees. Dat 'n mens nie sommer net bestaan van dag tot dag en dan uiteindelik vergaan tot niet is nie. Maar dat daar sin en betekenis aan moet wees.
Maar as ons nou hierdie boek van Prediker lees, dan is die tema van hierdie boek so morbied. Die tema is alles is sinloos. En mens moet hierdie tema van hierdie skrywer van Prediker verstaan teen die agtergrond van die optimisme wat by ander wysheidsleraars geheers het in daardie tyd, wat geglo het dat mens, God sal die goeie vergoed en die kwade sal hy straf, en dat 'n mens net deur 'n goeie lewe te leef en deur nie kwaad te doen nie, kan jy verseker dat jy veilig sal wees en dat jy die goeie sal geniet. En hierdie prediker sê nee, God is soewerein. Hy's nie afhanklik van die mens se handelinge nie. Maar in hierdie gedeelte wat ons gelees het, vind ons 'n soeke van die prediker, 'n soeke na insig, 'n soeke na sinvolheid, 'n sinvolle lewe. En dit is tog ons begeerte, vriende, om 'n sinvolle lewe te hê. En dis asof ons hom hier by 'n kruispunt ontmoet. Hy begin met hierdie verskriklike morbiede gedagte: alles is sinneloos. Daar is niks wat sin maak in hierdie lewe nie. Ek kry geen sin in my lewe nie. En dan wonder 'n mens, waarlangs sal hy gaan om sin in sy lewe te vind? En die eerste weg wat hy inslaan is die weg van die intellektuele weg, die weg van die verkryging van wysheid en van kennis. Hy begin sy soeke by wysheid, want wysheid, vriende, was sekerlik baie hoog aangeslaan in die kringe waarin hy beweeg het. En hy het gehoop dat die vermeerdering van kennis, die verkryging van wysheid, die onrustigheid in sy siel sou laat bedaar, en daardie leegheid, daardie leë gevoel wat hy het, van 'n lewe wat nie sin maak nie, van 'n lewe wat betekenisloos is, dat dit betekenis sal gee daaraan. Luister hoe sê hy: ek het my daaraan toegewy om alles wat onder die hemel gedoen word met wysheid te ondersoek en na te vors. Sy uitgangspunt is eintlik eenvoudig. Sy uitgangspunt is dit: onkunde is ons grootste vyand. As ons net ons kennis kan vermeerder, as ons net wysheid kan bekom, dan kan ons 'n beter begrip kry van die lewe, en dan sal ons vind dat ons lewe inderdaad sinvol is. Meer kennis en meer wysheid is inderdaad edele navolging, is 'n edele ding om te wil meer kennis verkry en om wysheid te bekom. Dis edele dinge hierdie, vriende, daar's niks slegs daaraan nie. Maar blote kennis kan nie die honger van die siel bevredig nie. Ons leef vandag in 'n tyd, danksy die wetenskap en tegnologie, wat ons 'n kennisontploffing beleef. Kennis is vrylik beskikbaar. As jy iets wil weet, Google dit. Kyk op Wikipedia, gaan soek die antwoorde daar. Jy gaan die inligting kry wat jy soek. En tog, vriende, met al hierdie oormag van kennis wat ons het, is die mensdom nie juist beter daaraan toe nie. Ons sien dit daagliks, sodat mense, samelewings gekenmerk word deur onverdraagsaamheid, selfsug, selfs haat teenoor ander. 'n Onverkwikkelike situasie. En die kennis kon niks daaraan verbeter nie. En dit is ook die prediker se ervaring wanneer hy hierdie kennis opgedoen het. En hy het hierdie wysheid bekom. Dan sou 'n mens verwag dat nou, met hierdie kennis wat hy gekry het, met hierdie wysheid wat hy bekom het, nou sal die lewe vir hom sin maak, nou sal daar 'n groter begrip wees vir wat die lewe behels, en dit sou daardie leemte in sy binneste vul, dit sou daardie soeke bevredig na 'n sinvolle lewe. Maar luister wat sê hy: kyk, dit alles is sinloos, 'n gejaag na wind. Wat krom is, kan nie reguit word nie, wat ontbreek, kan nie getel word nie.
Hy kom tot die gevolgtrekking, vriende, dat selfs ook kennis en wysheid wat hy bekom het, is 'n gejaag na wind. Dit is sinneloos. En as kennis en wysheid dan nou nie die sin in sy lewe gee wat hy verwag het nie, dan besluit hy om 'n ander weg in te slaan. En nou slaan hy die weg in van hedonisme. Hy raak nou 'n plesiersoeker. Luister, hy sê, ek het in my hart gesê, kom, ek laat jou plesier uittoets. Geniet wat goed is. En verder sê hy ook, wat my oë ook al begeer het ek hulle nie ontsê nie. Ek het my hart nie weerhou van enige plesier nie. Hier lê miskien die antwoord. Geniet die lewe. Die grootste uitdaging nou, die grootste doelwit nou is om 'n lekker tyd te hê en aan te hou om 'n lekker tyd te hê, om 'n goeie tyd te hê, om vreugde, plesier, lag, vrolikheid na te strewe. En hierdie is ook niks, daar's niks slegs daaraan nie, vriende. Om te lag is goed. Sielkundiges moedig ons aan om te lag, om meer te lag. Want dit het ook vir ons gesondheidsvoordele wanneer ons gereeld lag en lekker vrolik is en lag en ontspan. Dis goeie dinge hierdie, maar dan vind hy ook uit, vriende, dat die lag kan ook leeg wees. Wanneer die musiek ophou en alles tot stilstand kom en almal weg is en jy bly alleen agter, dan droog die lag vinnig op en die prediker kom tot hierdie gevolgtrekking: verdriet is beter as lag. Want soos die geknetter van doringtakke onder 'n pot, so is die gelag van 'n dwaas. Ook dit is sinloos. Die weg van die hedonisme stel uiteindelik teleur. Hy word gekonfronteer met die paradoks van hedonisme. Hoe meer jy soek na plesier, hoe minder plesier vind jy. Ons vind nie blywende plesier nie en daarom, vriende, vind ons ook nie blywende bevrediging nie. Daardie persone wat hulle lewe daaraan toewy om slegs plesier na te jaag, 'n goeie tyd te hê, te lag, te vrolik te wees en niks anders is belangrik nie, kom uiteindelik tot die ontdekking dat daar geen ware plesier meer oor is nie. En hier is die prediker met sy dilemma. Kennis en wysheid het hom teleurgestel. Plesier en vrolikheid het hom ook teleurgestel. Nou volg hy 'n ander roete en hy belê al sy energie en krag in sy werk. Hy stort nou al sy vaardighede en kennis in die werk wat hy doen. Werk is tog edel, arbeid adel, en sekerlik moet dit sin gee aan my lewe. Sy hele bestaan sentreer nou rondom sy werk. Luister hoe beskryf hy dit. Ek het groot ondernemings aangepak, ek het vir my huise gebou, ek het vir my wingerde geplant, ek het vir my tuine en parke aangelê en allerlei soorte vrugtebome daarin geplant. Ek het vir my damme gemaak om 'n bos jong bome daaruit nat te lei. Is 'n pragtige prent wat hy hier skilder in my geestesoog sien ek dit, hierdie pragtige huise wat hy gebou het, hierdie tuine wat hy aangelê het, die wingerde, die vrugtebome, die damme wat hy het om die bome mee na te lei. Dit skets 'n pragtige prentjie, vriende. En sy arbeid was nie vrugteloos nie. Sy arbeid het hom goed beloon. Luister wat sê hy, ek het slawe en slavinne gekoop. En slawekinders wat in my huis gebore is, was ook deel van my besittings. Ek het meer beeste en kleinvee gehad as almal wat voor my in Jerusalem was. Ek het ook vir my silwer en goud, die privaat besit van konings en provinsies, bymekaar gemaak. Sy arbeid het hom beloon, ryklik beloon, en hy het besittings bymekaar gemaak. Hy het ryk geword, vriende. Hy was 'n vermoënde man. Maar ook al hierdie werk en hierdie besittings kon nie die leemte in sy hart vul nie.
Luister hoe sê hy uiteindelik. Maar ek het nagedink oor al die werk wat my hande verrig het. En die inspanning waarmee ek my afgesloof het om dit tot stand te bring. En kyk, alles was sinloos en 'n gejaag na wind. Alles was sinloos. Geld bring nie bevrediging nie. Besittings bring nooit sekuriteit vir diegene wat daarop vertrou nie. Rykdom dra geen waarborge nie. En dit bring nie vrede nie. En dit is sy dilemma. Waar sal ek 'n sinvolle lewe vind? Wat sal ek doen sodat my lewe sinvol kan wees? En dan uiteindelik, vriende, aan die einde van sy soektog, aan die einde van sy ondersoek wat hy doen, aan die einde van hierdie eksperiment, hierdie onderneming waarmee hy besig is, dan kom hy uiteindelik tot hierdie gevolgtrekking in Prediker 12 vers 13. Die slotsom is, nadat alles gehoor is, betoon ontzag vir God en kom sy gebooie na. Dit geld immers die hele mensdom. En hier, vriende, is die antwoord vir diegene wat soek na 'n sinvolle lewe. Nêrens anders is dit te vind nie as by die Here. Want luister, die mens is vir God geskape. Daar aan die begin sê die skrif vir ons in Genesis, het God hulle geskape, man en vrou het hulle geskape na die beeld van God, as God se verteenwoordigers, sodat hulle gemeenskap kan hê met die Here. En my lewe kan eers werklik sinvol wees. Ek kan eers werklik 'n volle lewe lei, 'n volwaardige lewe lei, wanneer ek in gemeenskap is met die Here, my Skepper en my God. Die 4de eeuse kerkvader Aurelius Augustinus het hierdie waarheid besef. Hy sê, in my binneste is daar 'n leemte wat slegs God kan vul. En dit is die gevolgtrekking waartoe die prediker ook kom, vriende, wanneer hy ons oproep en sê, luister, die slotsom, nadat alles gehoor is, nadat ons hierdie soektog afgelê het, nadat ons gesien het hoe dat alles eintlik maar sinneloos is, betekenisloos is, en ons geen werklike ware vreugde daarin kan vind nie, dan is die antwoord te vind by die Here. Betoon ontzag vir God en kom sy gebooie na. Wat die prediker eintlik vir ons sê, vriende, is dat die lewe is siek. Ons is siek vanweë die sonde. En die medisyne wat ons nodig het, die geneesmiddel vir ons krankheid, vir ons siekte, is alleenlik by God te vind, by die Here. Hy is die een wat genesing kan bring. Hy is die een wat my lewe kan verander. Hy is die een wat betekenis aan my lewe kan gee en dit sinvol kan maak. Betoon ontzag vir God. Vriende, ons kan slegs ontzag vir God betoon as ons God ken en erken in ons lewe. Dis alleenlik wanneer ek in 'n verhouding met die lewende God is, wat ek werklik ontzag kan betoon vir die Here. As ons hom soek met ons hele hart, sal ons hom vind. Maar luister, eintlik is dit so, hy het ons gesoek en gevind en verlos en vrygemaak. En hy genees ons van ons sonde siekte, sodat ons 'n sinvolle lewe in hom kan lei. Dat ons soos Paulus as ware kan sê, my lewe is in Christus verborge in God. Dit is 'n sinvolle lewe. Ontzag vir God beteken, vriende, dat ons hom ken
en dat ons met asemrowende verwondering oor sy karakter en sy wese nadink. Wie hy is, die almagtige, die grootte God, die skepper, maar ook die genadige God wat in ontferming hom neerbuig oor ons en ons aanraak met krag, met genesing. Eintlik vriende, om ontzag aan God te betoon beteken dat ons hom sal ken en dat ons hom sal hartstogtelik lief hê met ons ganse wese. Dat ons hom sal vertrou, dat ons op hom sal vertrou. Ja, dat ons sy liefde vir ons, selfs in ons sonde en swakheid sal besef en waardeer en aanvaar. Betoon ontzag aan God en kom sy gebooie na, en vriende, die gebooie van die Here dit word dikwels van hierdie kansel af verkondig. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Dis die eerste gebod. En die tweede, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Niks, sê die Here Jesus, is belangriker as hierdie twee gebooie nie. En dit is wat ons opgeroep word om sy gebooie te onderhou. Luister wat sê die Here Jesus in Johannes 14 vers 21, wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat my lief het. En wie my lief het, my Vader sal hom lief hê, en ek sal hom lief hê en myself aan hom bekend maak. Ontzag vir God, vriende, en die nakoming van sy gebooie, dis daar waar ons waarlik 'n sinvolle, betekenisvolle bestaan ontdek. Ontzag vir God en die nakoming van sy gebooie lei tot ware kennis en wysheid. Dit is interessant dat die prediker, wanneer hy sê hy het al hierdie kennis, hy het al hierdie kennis verkry en al hierdie wysheid bekom, dat hy vergeet om te sê wat in Spreuke 1 vers 7 staan, die begin van kennis is die ontzag vir die Here. Dis waar ek moet begin. Dis waar ek myself moet bevind as ek 'n sinvolle lewe wil lei. Ontzag vir God, vriende, en die nakoming van sy gebooie lei nie slegs tot ware kennis en wysheid nie, dit bring ook egte vrede en plesier vir die gelowige. Dit verbly die hart. Dit verkoop die siel. Dit versterk die gees en dit bring ewige vreugde en plesier. En dit gee ook betekenis aan dit wat ons doen, die werk wat ons doen. Is hier vanmôre iemand wat sê ek smag na 'n sinvolle lewe? Ek wil hê dat my lewe betekenis moet hê. Luister dan na die uitnodiging van die Here Jesus. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed, want my juk is draaglik en my las is lig. Om 'n sinvolle lewe te lei, vriende, is al wat vanmôre nodig is vir u en vir my om te kom na die Here toe. En toe te laat dat hy beheer neem van my lewe. En dat hy die een is wat my lei deur sy gees en sy woord. En ek sal vind dat my lewe sinvol en betekenisvol is. Amen. Dierbare Here, dankie dat u neerbuig na ons toe. En dat u ons aanraak met krag en genade. En dat u, Here, genesing skenk vir ons siekte, vir ons sonde en ons swakheid. En betekenis gee aan ons lewe.
dat ons 'n sinvolle lewe kan lei. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig na julle toe oplig en aan julle vrede gee. Amen.